Goeienaand, glo dat dit sommer met elkeen van julle baie goed gaan. Ek kry net gou hier alles reg. Laat weet my sommer terwyl ons begin of die klank 100% is. Veel op TikTok en op Facebook. Baie lekker om saam met jou te kuier en mag jy sommer net vanaand 'n besonderse aand saam met my. En glo dat jou maandag vir jou goed was en dat jy opgewonde is vir die res van hierdie week. En ja, Februarie is ons 'n maand van verhouding, is 'n maand van liefde, dit is love is in the air. En ja, dit is, hy het sy dingetjies. Glo dat dit in jou besigheid goed gaan, glo met jou hande werk, dat jy geseënd is en dat dit in jou verhouding goed gaan. En as dit nou nie is nie, wil ek vanaand vir jou sê, man, dan is jy nou op die regte plek om saam met my te kuier. Jong, ons het mos maar, nie een van ons is volmaak nie. Dit is die wonderlik. Dit is die wonderlik. Ja, ek weet hier alles mooi stel. Nie een van ons is volmaak nie. Vir jou wat ingeskakel het, juis vir hierdie sessie rondom ons huwelik gaan deur 'n moeilike patch. Ons huwelik gaan deur stres en deur seer en ons verhouding is op 'n slegte plek. Stef, hoorie, man, ek voel of jy is op die regte plek vanaand. En vanaand gaan ek net uit liefde met jou deel wat ek op my hart het en soos ek altyd sê, ek het nie al die antwoorde nie, maar die God wat ek kan bid. Man, ek wil vir jou sê, hy ken jou hart, hy ken jou behoeftes, en daarom is jy nie alleen nie. TikTok, Facebook, baie welkom. Ek sien, op Ivan is op TikTok, Renier is tans, ek glo in die theater, Renier is in vir operasie, en van vanoggend af, ek was die hele dag in vergaderings in Kempton, en toe ek uitkom, toe sê hy vir my, hy is op die waglys om, jy weet, om in te gaan, en net nou, toe stuur hy vir my foto wat hy in sy pyjamas lê, jy weet, ja, oor julle, ons is nie hier, ek sien hier is iemand wat sê, volg my nuwe rekening op TikTok. Ons gaan nie hier iets adverteer of rekeninge of iets nie, anders blok ons jou net. Jy is hier om te luister, is nie hier om jou besigheid te adverteer nie. Ons bid vir Renier dat dinge sal mooi uitwerk. Vir jou wat ingeskakel het en jy het behoefte, ek glo vanaand is jy op die regte plek en dat jy ook vanaand sommer net jou hart oopmaak. Ek sien Karen het 'n nommer daarop wat nie my nommer is nie. Karen, jy moet daai nommer verwyder. Sy het verlede week ook as jy my nommer daai nie. As jy my wil volg, daar's 'n nommer op Facebook en 'n nommer op TikTok. 08246267555. Dis die nommer wat jy volg, of as jy op die groepe wil kom. Renier, daar's Renier, dankie tog. So ek het nie of hy al in die theater is, of dit Lysia is nie, maar ons bid vir hom. Nou ja, daar het nog iemand my nommer opgesit. Lekker om vanaand saam julle te kuier. En Vader, baie dankie vir u liefde, dankie vir die guns, dankie vir 'n voorreg wat ons het om vanaand saam te kan kuier. En vanaand, Here, is my gebed dat u by elke man en by elke vrou sal kom stilstaan en hy en sy sal ervaar dat u tot hulle harte ook spreek. En vanaand, Here, dankie vir die openbaring van die woord tot ons lewens en in 'n tyd wat mense u woord bevraagteken, u liefde, u genade bevraagteken, wil ek dankie sê dat u ons eerste lief gehad het. Dankie vanaand vir hierdie man wat ingeskakel is en hierdie vrou en vanaand hulle verhoudings en hulle huwelike. Dis my gebed vanaand, Here, dat u hom en haar sal seën.
is my gebed in Jesus se naam. Amen en amen. Vanaand kuier ons lekker saam deur 'n onderwerp wat ons oor 'n paar keer nog gaan gesels rondom verhoudings en huwelike in die maand. En ja, as jy vanaand nie op 'n goeie plek is in jou verhouding nie, dan wil ek weer eens, soos ek elke aand gesê het in hierdie maand, as jy geluister het, ek het nie al die antwoorde nie, ek leer self elke dag, en jy moet van jou kant af insit. Ons is baie keer geneig om na ons partners te kyk na jou eie hart, laat dit by jou begin. Baie welkom op TikTok, Facebook en YouTube. Verstaan ek dat die programme wat ek opgelaai het gisteraand en verlede week haak vas, en daar is nie klank op van hulle nie. Dis maar die syne, en ek het, soos julle weet, ook gesukkel hierdie afgelope week ook met ek alles verloor het op my fone. En vandag het ek weer 'n bietjie probleme met my selfoon. So hy is besig om nou maar ook amper sê ek sy gees te gee. Maar ons kom daar. Ek weet net hierdie een persoon het ek gevra om dit te doen nie, ek blok hom nou maar net. Nou weet jy blok. Nou sê. Turn on community flag, turn on. Nou sê. 1 Korintiërs 13, ek sien daar is nou al so 2800 mense aanlyn. My nommer verskyn daar, het Karen hom nou reg, en ek sien daar ook so het Ivan hom op TikTok. 1 Korintiërs 13 sê in vers 7, die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, en dit verdra alles. En ek wil begin om vanaand oor hierdie onderwerp 'n paar goed te sê, en dalk 'n bietjie jou fondasie skud, en dalk jou cage, en mag vanaand jy hoor my hart. En die belangrikheid is, as ons rondom jou huwelik en verhouding praat, is om die werklikheid van julle situasie te kan herken, want baie huwelike en verhoudings lyk reg op sosiale media, en op Facebook word die mooiste posts gepost en die mooiste fotootjies, maar agter daai skerm, agter toe deure, is daar stikkende harte en lewens, en dis vir my hartseer. Stilte, afstand en seer is nie tekens van mislukkings nie, maar dis tekens dat iets in jou huisgesin, in jou huwelik aandag nodig het. Ons verhouding het aandag nodig, ons huwelik het aandag nodig, en as dinge nie reg is nie, dan moet jy daaraan werk, jy moet dit aanspreek. Want moeilike seisoene beteken nie, en verhoudings en huwelike, almal het seisoene. En daar stadiums wat jy weet, wat daar 'n bietjie klippe gekou word, daar stadiums wat jy uitgedaag word, wat jy uit jou gemaksoon uitgeplaas word. Maar ek kan vir jou sê, wanneer jy deur hierdie moeilike stadiums beweeg en gaan, en dit herken en dit aanspreek, en in liefde en harmonie en vrede hanteer, en na jou partner luister, wil ek vanaand vir jou sê, weet jy wat, dan beteken dit, jy weet, ons is besig om in hierdie seisoen, jy weet, openlik te kan, jy weet, dinge aanspreek. Moeilike seisoene beteken nie die einde nie, dit beteken die begin van eerlike werk. Begin van eerlike werk, en Prediker 3 sê dit toch so mooi in vers 1, elke ding het sy tyd, en daar's 'n tyd vir alles, en daar's tyd daar selfs tye wat ons deur moeilikheid gaan, maar dis in daai tye wat ons nie weghardloop, dis in daai tye wat ons regroup, dis daai tye wat ons in mekaar se oë kyk en sê, ons sal nie deurkom. Die wit olifant is dalk die eerste punt wat ek wil aanraak, die wit olifant in die vertrek.
En wat word nie gesê nie? Wat vermy ons? En hoor my hart, onuitgesproke pyn bou mure. Ons het vanoggend in 'n sessie gesit in Kempton Park en Dr. Paul het so 'n stuk, hy het gedeelte bedien oor Philip wat op hierdie wa gesit het, saam met hierdie een persoon. En het gepraat oor kompassie, oor die seer van mense. En dit het my op pad huis toe baie laat dink. En mense het pyn. En baie keer in verhoudings en in huwelike sit jy met pyn. En as jy nie meer daai pyn deel in die huwelik nie, dan bou dit mure. As daar konflik is en ons deel nie met dit nie, dan bou dit mure, dinge soos emosionele verwaarlosing. Ons moet na mekaar se harte omsien. Iets wat vir my so belangrik is om die woord sê, die waarheid sal jou vrymaak, om altyd eerlik met mekaar te wees. Daai verwaarlosing van emosies en wantroue en onvervulde verwagtinge en finansiële druk en daai intimiteitsprobleme, daai goeters wat ons nie wil oor praat nie, maar wat tog 'n probleem is vir jou, gaan mure bou, gaan skeiding bring. En ek wil vir jou sê as man, dat as iets opduik en vir jou as vrou, wat jy hier in jou hart ervaar is 'n ongemak, deel met dit, want anders te gaan hy wortel skiet, en hy gaan 'n sterk force word, en dit gaan vernietiging bring. Om te swyg oor konflik en oor seer, is nie vrede nie. Dis net eintlik die uitstel van genesing. Hoe vinniger ons kan deel met die wit olifant in die vertrek, hoe vinniger ons goed kan aanspreek. En dit beteken nie, dat as ek dit aanspreek, dit beteken as jy dit aanspreek, dat ek jou vyand is nie. Ek is lief vir jou. Ek gee om vir jou, dis hoekom ek met jou my hart deel. Maar jy moet op 'n plek kan kom om die wit olifant te kan identifiseer. Jy moet die probleem identifiseer, nie die persoon nie, maar die probleem. Ek saam met jou, ek het jou gekies. Maar hier is ons goed wat hulle koppe uitsteek. En as jy hierdie goeders nie gaan aanspreek nie, in liefde, gaan hy wortel skiet, en ek het dit nou net gesê, gaan dit skeiding bring. Daai verwagtinge wat jy het, wat nie gerealiseer het nie, daai finansiële druk om te sê, maar ek dink dit was nie nou nodig, dat jy nou hier die motorboot moes koop nie, want ons het sekere stresse. Maar nou los jy dit, want jy weet mos hoe jy man gaan reageer, want wat hy soek is wat hy wil hê. Nou los jy dit man nie. Ek het dit verlede week vir 'n prokureur gesê, obey is better than sacrifice. En dit is baie keer nodig om goed aan te spreek, voor daai ding sterk word. En ek het dit nou, ek wil dit wees, om te swyg, oor seer, te swyg oor ongemak, beteken nie, alles is oké nou nie. Jy stel eintlik net die genesing uit, want hoe vinniger ons met dit kan deel, hoe vinniger kan ons gesond word, en kan ons saamgroei, want dit is verhouding.
Verhouding wil ons saam groei, ons is op pad iewers heen, en dit help nie ons is die hele tyd om die berg nie, ons moet opgaan. Efesiërs 4 sê in vers 25, praat die waarheid in liefde. Praat die waarheid in liefde, gaan lees Efesiërs 4. Die waarheid is so belangrik, ek dink as jy en ek net kan besef, die waarheid maak jou vry, om iets te wil onder die mat instoot, of iets, jy weet, nie te wil identifiseer, of iets vir my, om nie aan te spreek nie, om konflikte vir my gaan later, oopbars. Ek is iemand wat maklik praat, in die sin van, ek sal dalk oor 'n ding top, maar dit gaan uitkom. En as iemand my op 'n spot plaas, ek is nie iemand wat kan lieg nie, dit kom maar net uit. So, moenie vir my ietsie so probeer nie, want as iemand my gekondig, gaan ek die waarheid sê. Jy gaan dit sommer op my gesig lees. En dit is 'n mooi eienskap in 'n verhouding, om in waarheid jou hart met hom en met haar te kan deel. Om dit skade te wil laat berokkel en die vertroue te verbreek tussen jou en jou partner, is om vir hom of vir haar te lieg. Of vir hom en haar, maar net iets, dit is nie nodig nie. Nou kom ek en jy neem 'n prakties, want hier sê Efesiërs 4, hy sê, praat die waarheid in liefde. En nou wil ek vir jou net hê, jy moet vanaand op 'n plek kan kom om 'n prakties, jy weet, in jou lewe aksie te neem. Skep 'n veilige ruimte vir eerlikheid, sonder verdediging. Hoor jy wat ek sê? Wees eerlik, jy het een hart, jy het een lewe, en jy het 10 wat vanaand sit en luister, al seer gekry. En jy wil jou hart beskerm, en nie dit weer seer te maak nie. En om teenoor die volgende persoon dieselfde te verwag, vra van jou en my om eerlik te wees. Sonder verdediging. En ek dink wat jy moet doen dan is om op 'n plek te kan kom om vir die partner te kan sê, en sê, help my verstaan wat jy ervaar. Help my verstaan. Jy sien, vanaand praat ons oor daai wit olifant. Ons praat oor soveel dingetjies wat ons kort kom, wat ons moet in groei, wat ons moet najag, en nie maklik is, en dit is ongelukkig die dag en uur wat ons in is, mense gee maklik op. Dis hoekom verhoudings opeindig in skeihowe, dis hoekom paartjies net nie meer trou nie, en dis hoekom jy soveel saam, jy weet, soveel seer en pyn daar buite het, is omdat ons nie wil werk en wil effort insit nie. Nog 'n punt wat vir my so belangrik is om vanaand net kortliks met jou oor te praat rondom jou daai rooi ligte is kommunikasie. Jy weet, Karen die laaste week vir my sê, ek praat met jy stil, jy sê nie baie nie. Kommunikasie is baie belangrik. Praat ons of praat ons verby mekaar? Ons moet luister om te verstaan, en nie om te wil wen nie. En ek en jy saam, so, ons is nie in 'n kompetisie nie. Jy het my gekies, ek het jou gekies. En ons stap saam. Ons is een. En is bog daai wat jy wat die hoof en die priester is moet voorstap en almal met jou volg. Jy's 'n boelie. So dit werk nie. Ons stap saam, ons respekteer mekaar. Ons eer mekaar.
Ek's onderdanig aan jou soos jy aan my is. Ons respekteer en in eenheid stap ons hierdie pad. En ontdek ons en geniet ons. Nou, ek sien so baie keer, en ek wil vir jou sê, my spreekkamer is 'n plek wat ek, jy weet, baie keer luister, en dan dink ek, en buite in die spreekkamer al oor die jare, dat ek met paartjies gewerk het, is, die een wil altyd reg wees, die een wil altyd, daar moet 'n wenner wees, en ek moet die laaste hou nog inkry. Jy weet, en dis hartseer. Een toneel van twee mense wat mekaar hoor, maar nie regtig luister nie. En dit is so belangrik. Kommunikasie. En dalk moet jy by 'n plek kom om te sê en vra vir jouself, wat hoor my maat wanneer ek praat? As ek praat, wat hoor hy? Wat hoor sy? Jakobus 1 sê in vers 19, wees vinnig om te luister en stadig om te praat. Dalk het ek jy nodig om 'n oefeningkie te gaan doen. 2 minute elk. Een praat, een luister, geen onderbreking. Ek gee jou geleentheid. Moet nie inchip nie. Gee my geleentheid om my hart te deel. Hê respek vir mekaar. Buiten kommunikasie, om my wit olifant in die vertrek aan, om my olifant in die vertrek aan te spreek, om daai kommunikasie te verstaan, vra ook dat ons op 'n plek sal kom, respek vir mekaar te hê. Deur om haar of hom te ondermyn, sê eintlik jy respekteer haar of hom nie. Jy weet, ek het oor die jare geleer dat respek verdwyn dikwels eerste in moeilike tye. Jy sien daai een se kleur dadelik wanneer daar tye is van swaar kry, tye van ons gaan nou deur 'n moeilike tyd. Jy weet, en dan sien jy iemand se hart. Ek dink ons besef dat woorde sny dieper as wat ons dink. Jy kan seer hê sonder om seer te maak. Romeine 12 sê, eer mekaar bo jouself. Respek is so nodig. Respekteer mekaar, al gaan julle deur taftye. Daai verwagtinge teenoor realiteite is die volgende punt. Ek moet tog vir jou dit lees. Romeine sê in vers 10 in hoofstuk 12, eer mekaar bo jouself. So voor ek afsluit met kommunikasie, eer mekaar bo jouself. Eer hom. Eer respek vir hom. Eer haar. Respekteer haar. Ek sê dit weer, jy kan seer hê
sonder om seer te maak. Ek sien so baie jong paartjies se trou het hierdie groot verwagtinge. En dan word hulle een oggend wakker wanneer die honeymoon over is, dan is die realiteit daar. Die verwagting teenoor die realiteit is 'n volgende punt. Ek praat oor daai krisisse waar ons onsself in bevind in verhoudings. Wat het ons gedink gaan hierdie dan nou wees? Baie huwelike breek oor onuitgesproke verwagtinge. Onuitgesproke verwagtinge. Niemand kan jou maat se gedagtes lees nie. Teleurstellings kom waar verwagtinge onuitgespreek bly. Spreuke 13 sê in vers 12, uitgestelde hoop maak jou hart siek. Verwagtinge en die realiteit. Hierdie is nogal so waar. Want ons het almal verwagtinge, ons het almal ideale. Die realiteit, ons sit nou in dinge. Ek sien paartjies, en dit bring my by 'n volgende punt. Jy weet wat ek kan vorentoe beweeg nie, en een dag net, die ander dag het iemand vir my gesê, alles was fyn, tot ek deel my hart uit, en hoor my wat ek nou gaan sê. Die persoon sê vir my, ek het my hart met hom gedeel, omdat ek lief is voel, omdat ek hom begin lief kry het, en ek het hom vertrou, en ek het met hom dinge gedeel wat niemand van weet nie. Jeugpastor, nou, na jare in die huwelik, slat hy my oor daai goed, wat ek met hom uit die mooi van my hart uit gedeel het. Hy sal dit teen my gooi, hy het my toe nie eens geken nie, maar ek het dit met hom gedeel. Dit het my laat dink oor wonde uit die verlede uit, dra ons ou bagasie baie keer nie saam met ons nie. Het jy al gedeel met ou bagasie? Ervaar, hierso sit ons nou, en nou voel dit vir jou, jy wil wegstap. Is dit nie omdat dit 'n ou gewoonte was nie? Ek sien nou, my Facebook het bietjie opgebreek, maar is nou weer terug, waar pliks almal daar. Is dit die tyd dat jy die verlede agter jou sit? Deel met daai bagasie, en vir jouself vra, is dit nie so dat hierdie seisoen om nou weer afspeel, en jouself afvra, wow, is dit nie dalk hoekom ek nooit gelukkig is? Is dit nie hoekom ek elke keer na 6 of 8 maande, of na 17 maande, of na 2 jaar, uit 'n verhouding uitstap? Ek dink ons moet die foute ophou soek op ander plekke, maar by onsself begin stilstaan, en met dinge begin deel. En nie iemand anders dit daarvoor wil slaan met 'n stok nie. Onverwerkte pyn uit vorige verhoudings, uit kinderjare, verwerping, al daai goedes, moet ons mee deel. Jy veg dalk nie teen jou maat nie, maar teen jou eie seer. Our inner demons. Genesing is nie swakheid nie, dis wysheid. En dit is vir my so mooi as mans kan genees word, as vrouens genees kan word. Psalm 147 sê in vers 3, hy genees die wat gebroken van hart is. Bring my by wonde en die verlede wat ek en jy mee moet deel, waar ons vandag is as gevolg van
Die besluite wat ons gister en eergister in ons lewens geleer het. Of wat ons deurgegaan het. So waar ek vandag is as gevolg van besluite wat ek geneem het in die gisters en die eergisters. Besluite wat ek vandag neem, het 'n effek op môre. Dit maak sin. Waar ek nou is as gevolg van gister en eergister se besluite. Besluite wat jy nou neem, het 'n effek op môre. Hy genees die gebrokenis van hart. En ek sê dit weer vir jou, jy veg dalk nie teen jou maat nie. Dis dalk ding in jou eie lewe. Daai selfondersoek. Daai innerlike genesing. Bring my by vergifnis. Want die sleutel om vorentoe te beweeg is vir my vanaand die belangrikste. Anderste het ons net 'n lekker chat gehad met mekaar vanaand. Hoe beweeg ons vorentoe? Hoe stap ons weg van hierdie seer? Hoe stap ons in dit in wat God vir ons bestem het? Vergifnis beteken nie wat gebeur het was reg nie. Vergifnis beteken ek kies om nie meer 'n gevangene van hierdie pyn en hierdie seer te wees nie, Stef. En ek moet vanaand 'n besluit neem in my lewe. Dit moet nie by my maat begin nie, dit moet by my begin. Ons is so geneig om die fout by haar te gaan soek of by hom te gaan soek. Begin by jouself. Ek het iets gepost van Jaco Botha vandag op my Facebook. Ja. En dit is my lekker as Bothas regheid is. Call a spade a spade. Gaan luister 'n bietjie. Want ons kan so maklik met ander praat oor ons dinge. Maar ons het nie vrymoedigheid om met ons partners daaroor te praat nie. En sy gaan teleurgestel wees, hy gaan seer gemaak voel, om te weet jy deel ons dinge met 'n ander man, met 'n ander vrou. Want onvergewensgesindheid hou jy aan vas van die gisters. En jy kan nie seën ontvang in die gisters nie. Dis verby. Matteus 18 sê vergewe 70x7. Vra vanaand om hierdie konflik te hanteer van jou en my, om dalk by 'n plek uit te kan kom om te sê 'n geestelike verbintenis en waar pas God in ons huwelik? Baie paartjies, jy weet apart bid. Een sal sê bid vir my, maar die ander een sal nie wil nie. Dit is van jy kan vir my bid, maar ek wil nie vir jou bid nie. Kom ons bid saam. Kom ons soek God saam. God word laaste geraadpleeg altyd in plaas van eerste. Raadpleeg God eerste. Hoekom met 'n ander man te wil gaan gechat oor jou man? Of met 'n ander vrou oor jou vrou? Predikers 4 sê in vers 12, 'n 3-dubbele koord breek nie maklik nie. 'n Huwelik sonder God se leiding raak gou moeg. Ja, maar as ek nou my alles moet gee, want jy verwag jou partner moet alles gee, maar jy wil nie alles op die altaar sit nie. Maar hy moet. Sit nie selfsugtig nie. Vra dit nie van jou om vanaand dalk, jy weet, die koste te bereken en jou eie hart te deursoek nie. Wat nou? Dit vra van my en jou om juis vanaand konkrete stappe te neem. Eerste stap wat jy moet neem is om vanaand vir mekaar te kan sê en dit te erken, ons is nie okay nie. En vanaand vir mekaar te sê, dinge is net nie okay nie.
neem besluite, ons gee nie op sonder om te veg vir herstel nie, ons gee nie op mekaar nie. Ek het Saterdag by die troue vir die pragtige paartjie gesê, vandag is die begin van die res van julle lewens saam. Nooit opgee op mekaar nie. Kies mekaar altyd eerste. Kies mekaar oor en oor. 'n Besluit wat jy kan neem is om weg te stap van die konflik en van die pyn en van dit wat alles in die lig hang, is om dit te herken en hulp te kry, berading en 'n mentor te kry en geestelike leiding. Jy het nodig om geestelike leiding te kry. Jy het nodig om op 'n plek te kom, om by iemand te sit, om gesond te kan word. Natuurlik wil God jou en my genees. Natuurlik wil God, jy weet, het hy die beste vir julle instoor. Maar dit vra dat ek die eerste stap moet neem. Stel klein herstellingsdoelwitte vir mekaar saam met mekaar, vir die pad vorentoe. 1 gesprek 'n week. Kom ons bid saam, kom ons doen kwaliteit tyd saam. Kom ons begin net iewers vanaand, maar ek wil jou nie verloor nie. En hoor my hart. Galasiërs 6 vers 9 sê, moenie moeg word om goed te doen nie. Begin hier vanaand. Ek wil met jou iets deel oor hoop vir hierdie oomblik. Want jy luister. En ek glo daar's hoop. By God is alles moontlik. Jou huwelik se moeilike seisoen is nie God se finale woord nie. As daar nog asem is daar nog hoop. Want God is nie klaar met julle hoofstuk en met julle storie nie. In ons storie ken ons God in. En ons soek God, ons maak God die middelpunt, die aas. God is nie klaar met ons storie nie. God gee nie op nie. Daar is 'n vervaldatum aan uit trane. Jeremia 29 praat van gedagtes van hoop en 'n mooi, besonderse toekoms. Wat hy vir jou en my storie. Ek gaan nou hierdie boodskap op ons groepies laai. My nommer verskyn op die platforms. Sou jy graag op die groepies wil kom om my dagstukkies te ontvang en my aandboodskappe in PDF, dan ek plaas dit gewoonlik net nou na die diens. Jy weet, plaas ek dit. Maar ek en jy moet kwaliteit tyd en nie kwantiteit nie. Wat ek insit is wat ek gaan uitkry, wat ek water gee gaan groei. En as ons mekaar gaan vermy, gaan hierdie skeiding net groter word. Ivan sit my nommer daar op ek sien Ivan sit my nommer daar op TikTok en op Facebook is bietjie laat, maar hy vat ons 'n rukkie. Ek sien Ursula het hom nou weer opgesit. Kom ek en jy neem 'n besluit, 'n hartsbesluit vanaand. Sê ek kies jou oor en oor. Here, jy sien elke seer en elke stilte, jy sien elke traan van elke man en elke vrou wat vandag luister, en ek bring elke huwelik na U toe, stikkend, moeg, maar nie sonder hoop nie. Dankie dat ons na U toe kan kom, mekaar kan opdra. Bid vir my vrou en ek bid vir my man, vir ons huwelik. Gee ons moed om die waarheid in liefde met mekaar te praat, Here. Krag om by plek te kan kom om te kan vergewe. En Here, vanaand wysheid dat ons weer saam sal bou.
saam sal bou aan ons. Dankie dat waar afstand is, bring U nabyheid, Here. Bring U teenwoordigheid. En waar daar wanhoop is, Here, bring U nuwe hoop. Dankie vir nuwe hoop vir hierdie vrou en ook vir hierdie man, vir hierdie huwelik. Ons vertrou vanaand U met ons huwelik. In Jesus se naam. U is kosbaar, Here. U het ons eerste lief gehad. En soos U ons eerste lief gehad het, die kerk lief het, moet ons ook so mekaar lief hê. En so leer ons vanaand. En so bely ons vanaand. Dat ons dit meer nodig as ooit. Here, en daar waar ongemak, waar vrees en twis is, bid ek vir leiding deur die Heilige Gees en krag vir mans en vir vrouens. Dankie vanaand. Dankie vanaand, Here, dat U nie 'n aannemer is van 'n persoon nie. Gaan nie oor hoeveel geld jy in die bank het nie. God stel vanaand belang in ons harte. U het ons eerste lief gehad. En daarvoor wil ons U eer vanaand, dat ons by U as ons koning kan leer, wat liefde en genade is. En so bid ek vanaand, dat hy en sy wat vanaand luister, ook so na mekaar toe sal draai, Here. Hande sal vat, en sal groei in U. So bid ek vir jou, soete nagrus, seën van die Here wat ryk maak en moeitevolle arbeid wat daar niks byvoeg nie. Mag julle geniet sy seën, sy plan vir julle huwelik. God bless. Amen. Lekker gewees om saam met jou te kuier en sien jy môre aand, selfde tyd, 8:00. Altyd lekker om saam met jou te kuier en bid vir mekaar, dra mekaar so op ook aan Here. Goedheid en guns, baie blessing. Share hierdie boodskap ook en tag iemand, want dit is so nodig, dat hierdie boodskap uitgaan, en dat ons maar vir mekaar sê, jy weet, het is okay om soms nie okay te wees nie, maar ons moet nie daar bly nie. Ons moet groei uit dit uit. Lekker gewees om saam met te kuier. Sien julle môre aand. God bless.